Hallelujah. We praise your Thank you, mighty Lord. name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie. Dankie, Jesus, vir hierdie dag. Ons wil U loof en prys. Dankie dat U ons die voorreg gegee het om by U voete te wees. Dankie vir hierdie oggend. Heilige Gees, ons bid dat U ons in gees en waarheid gaan lei. Heilige Gees, ek lê myself neer, gees, siel en liggaam. Elkeen van ons kom vanoggend. Ons kom vanoggend en ons lê onsself neer. Ons sterf sodat U deur ons kan leef, sodat U deur ons kan praat. Heilige Gees, ons bid vir die vrees van die Here oor ons vanoggend. Dat geen woord wat ons sê, geen een wat ons spreek, uit onsself uit gaan kom nie, maar slegs deur die vuur van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees ons gaan vul vanoggend. Maak ons harte ontvanklik om hierdie uncorruptible, onkorrupte saad te ontvang vanoggend. Die ewige saad, saad wat nooit kan verdwyn nie. Wat 'n voorreg is dit om te leef in hierdie tyd waarin ons nou leef. In die wêreld om ons kan dit nie raak sien nie. Maar Heilige Gees het dit in ons ingeplant om ons geestes so oop te maak, om dit te aanskou en te weet ons verlosser is naby. Ons prys U. Ek loof U naam, die naam van Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Riboto robushiti, riboto. Man, is goed om almal te sien. Halleluja, prys hom. Al wat jy moet doen, jy moet opgewonde wees. Jy moet op dis 'n keuse wat jy moet maak. Om Jesus te dien. As ek nou so vir Werner kyk en dink ek al veel jare loop ons op pad in Jerusalem toe en Israel toe en in die sneeu en al die dinge. En die tyd gaan verby en maar God se koninkryk sal nooit verander nie. Hy's daar om te regeer en hy kom terug, ons koning, ons verlosser. En in 95, hoeveel jaar, 31 jaar terug, 95, het ek kassette, daai jare het jy kassette gekry, en ek wil vanoggend deel, dat die seisoen wat ons is, en die tyd wat ons is, gaan nooit weer dieselfde wees. Dit sal nooit weer dieselfde wees nie. En dit voel soos gister, 30 jaar terug, het ons kassette gekry. Wie onthou die kassette? En plate, dan het jy die groot en kleintjies gehad, en nog my maale voor ons het nog ek het op 'n grammofoon geluister, en platespeler, en toe het ek begin musiek maak, en ek het daai jare sokkies gespeel, en daar raak ek opgewonde hier in die middestad. Fransja sal onthou, ek weet nie wie van julle, daar was 'n musiekwinkel met die naam van Werner, met die naam van Hans Kramer. Wie onthou hom hier in Bloemfontein? Hans Kramer. Hulle het plate verkoop. Jo, as ek daar instap, dan klop jou hart so, jy raak opgewonde. Dan gaan soek jy nou daai LP's, daai groot plate, en ek onthou op 'n stadium het ek 'n spesifieke plaat gesoek, en ek kon hom nie daar kry nie, en toe vra ek vir hulle, maar ek soek hierdie. Daai jare was dit George Baker Selection, ek soek hom, jy kry hom nie in Suid-Afrika nie. Hulle sê hulle kan hom vir my bestel van Amerika af. En nou kom ek sê vir jou, Amerika in 1995 het verder as Mars geklink in 2025. Dis werklik so. Dit was iets waarvan jy gehoor het. Nou social media, geen kommunikasie nie, nou en dan is iets daar lankal daar gebeur het, dan kom hy golf eers hier oor Suid-Afrika. Nou bestel ek hierdie plaat, en nou wag ek, elke week, en gaan jy daar, dan het jy 'n handtelefoon, jy het nie 'n selfoon gehad nie, dan bel jy hulle, en dan antwoord jy hulle, het die plaat al gekom? Nee, ek dink dit was hier by 6 weke, toe bel hulle my, eendag toevallig, so jy moet toevallig by daai plek instap, en hoor jy nou, hier lê jou telefoon, en dan gaan jy antwoord hom, en dan weet jy, okay, dan sê hulle, hoor jy, dis Hans Kramer wat praat,
jou bestelling het gekom. Kyk, jy klim nie vandag, kan nie wag om in 'n kar te klim en te ry nie. En vandag is al daai excitement, alles is weggevat. Al daai wat jy vooruit gesien het so gekom. Hier is biljoene musiek wat jy in 'n vingerdruk kan download. Daar's nie meer daai wag. Daar's nie meer daai expectation. Maar daar's een waarvoor ons nog wag, en is die koning van alle konings. So as ons daai opgewondenheid verloor, dan het jy alles verloor. So my hart is dat ons weer daai opgewondenheid terugkry om te weet hy's ons bruidegom en hy's op pad. So ek wil 'n paar skrifte oopbreek en as ons tyd kry, soos wat die Heilige Gees ons lei, gaan ons inbring, miskien wat deur die nag gebeur het, laat julle net sien, wat wys die Heilige Gees vir ons, waar trek ons, waar is ons, op watter bladsy is ons in Suid-Afrika. So in Matteus 13, het Jesus hierdie gelykenis gehad, hierdie parable, en ek wil hom met julle deel, en ons het dit al gehoor, maar dan wil ek hom net so 'n bietjie oopbreek, en dan wil ons uit hierdie gelykenis moet ons bedien wat die Heilige Gees ons wys. Hy sê Matteus 13, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went away. But when the blade was sprung up and brought forth the fruit, then appeared the tares also. So the servants of the household came and said unto him, Sir, didn't you know thou sow good seed in the field? From whence then hath it the tares? And he said to them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Will you then that we go and gather them up? But he said, No, lest while ye gather up the tares, root up also the wheat with them. But let both, en dis die gedeelte wat ons moet op klem lê, let both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will say unto the reapers, gather together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Ek wil hierdie gedeelte bysit, en dan wil ek net intik om vir julle te wys, wheat and tares. En dan kan ons uit hierdie gelykenis uitleer waar ons vandag staan. So as julle na daai prentjie heel links kyk, sien julle hom. As daai koring geplant word, dan sien jy nie die onkruid nie. En jy kan in die regterkant ook kyk. Elkeen van daai foto's wys vir jou. En die een wat die souer is, Jesus Christus. Die wat die reapers is, die wat die oes met bymekaar maak, het na hom toe gegaan en vir hom gesê, kan jy nie sien, dit wat gesaai is daar onkruid tussen die goeie saad wat gesaai is nie. Hy sê, ek het dit gesien, en hulle vra hom die vraag, moet ons solank die gaan om die onkruid uit te trek? Hy sê, nee, wag tot die tyd van die einde toe, en dan gaan maak ons die onkruid bymekaar, en ons sit hulle eenkant in bondels, ons steek hulle aan die brand, en ons vat die goeie saad en ons sit dit in die stoorkamer. So in 2000 jaar kan ons sien, met die eerste kerk en met die eerste gemeente in Handelinge, is die saad gesaai in die grond in. En vir 2000 jaar, van die eerste koms van Christus af, tot wanneer daar 'n verwagting is, hy gaan terugkom,
kan ons sien 30 jaar gelede, 40 jaar gelede, kon ons nog nie 'n onderskeid tref tussen die wheat en die tares nie. Maar nou is ons op 'n plek waar daai harvesters is, die wat die oes bymekaar moet maak. En as jy nie 'n harvester is nie, dan gaan jy nie eers oplet dat daar koring en kaf op die land nie. So jy moet op 'n plek kom, en dis net die Heilige Gees. It's only the Holy Spirit that can show us the difference between wheat and tares. So baie sit in die kerk, en wheat, tares lyk soos wheat vir hulle. Want as jy nie onderskeidingsvermoë het nie, dan gaan jy nie weet wat is wêreld nie. Maar hoekom is dit belangrik om onderskeiding te hê? Because there's a separation coming. Daar's 'n plek waar daar 'n verdeeldheid gaan kom. Ek kyk in die wêreld wat gebeur, alles wat in die duisternis was, is besig nou om in die lig te kom. Ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde noem. Jy het hierdie UFO files gekry, wat in Amerika, in Roswell 1948, het daar 'n UFO geval, en onmiddellik het die regering en die FBI, en die CIA, en al wat intelligensie is, gekom, en hulle het 'n cover-up gedoen, onmiddellik. En die oomblik as iets gecover-up is, en jy wil teen dit praat, dan noem hulle dit vandag conspiracy. Julle weet mos, hulle noem dit hierdie, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, ek weet daar's 'n Afrikaanse woord, samesweringsteorieë. En dis die maklikste om die wêreld te laat glo, dis nie waar nie, is om te sê, hierdie ou glo in samesweringsteorieë. Ek wil net nie deel van hom wees nie. Maar baie van hulle is nie waar nie, maar 'n groot deel van hulle is waar, en hulle kan die onderskeid sien tussen die wheat en die tares. En baie van ons sit vandag in die gemeentes wat nie die onderskeiding het wat die Heilige Gees vir jou gaan bring om te sien wat Jesus vir ons sê, dis wat nou gebeur nie. In 1948, daar was 'n cover-up oor hierdie UFO's gewees, hulle het selfs hierdie greys, hierdie aliens, hulle het foto's van hulle geneem, en al wat hulle gedoen het, hulle het al daai goed, julle het al gehoor, top secret classified, julle ken daai woorde, top secret classified. En deesdae in die laaste jaar, het daai woord top secret classified al meer vorentoe gekom. Wanneer het dit begin gebeur? Toe Donald Trump, 'n man met die naam van Donald Trump gekom het en gesê het, hy gaan nou hierdie files begin release. Eers is dit sekere files, en nou kom hulle is nou al by die Epstein files. En dit wat hulle nou begin die lid oplig om te wys, selfs met die Epstein files, paar jaar gelede, tyd terug, het ons al geweet dat Prins Andrew van Wallis, Charles se broer, en celebrities, en Bill Gates, Clinton, betrokke is by hierdie. En ek het eergister vir Gert gesê, vir Gert Skooman oor, dink ons werklik dit wat op die eiland gebeur het, is die hoofoorsaak van eintlik waar hulle agteraan is, of is daar 'n baie groter cover-up waarvan ons nie bewus is nie? So in dit wil ek gou die volgende vir julle sê. Die cover-up, julle kan dit gaan lees. Dan gaan ek aanbeweeg van die Zorro van die Epstein files. Epstein het 'n plaas gehad in New Mexico met die naam van Zorro Ranch. Julle kan dit gaan kyk, Zorro Ranch. En op hierdie plaas het hy, hulle noem dit
kunsmatige baarmoeders gehad, artificial wombs gehad. En hulle was besig om manlike spermselle in te plant en hulle was besig om kinders te kweek, kinders te ontwikkel op Zorro Ranch. Julle kan dit gaan lees. 'n Cover-up. En wat doen hulle met die kinders? Daar is hordes goed wat gebeur. En in ons tyd het ons nie gedink dat kinders kan met 'n kunsmatige baarmoeder in die lewe gebring word. So alles is besig om in 30 jaar te verander. So waar lê ons in hierdie tydlyn? Ek wil gou vir julle 'n paar goed wys in hierdie tydlyn. In Daniël 2 links het hy 'n beeld gesien as 'n vision, 'n beeld gekry. So in hierdie beeld wat hy gekry het, begin hy met in elke deel van die beeld die kop van goud, en dan het hy die bors van silwer, die duie van brons, die bene van yster en die voete van yster en klei. So ons kan sien die dierste metaal begin by die kop. En elkeen is 'n dispensasie van Babylon, Mede-Perse, Grieke, Romeine tot in divided nations. Maar die deel wat ons weet is Daniël het hierdie 3000 jaar terug geprofeteer. Dat die voete van yster en klei kon ons nie 30 jaar terug sien nie. Maar die voete van yster en klei is hierdie wat ons noem AI, Artificial Intelligence, wat die mens en robot nou gemeng moet word. 30 jaar, hier het ek julle nou verduidelik, in 30 jaar het dit so begin verander. Ek wil julle iets, hierdie wys, ek hoop ek het hierdie, kom ek wys julle daai. Ek het dit nou so 'n maand terug, toe sit ek dit op 'n matriek, op 'n reuniegroep. Ek sê niks, ek sit hom net op 'n groep. Ek sê vir julle, was hy heel dag besig gewees. Want ons het groot geword in hierdie. En Werner kan onthou, in Frans onthou, die wat in die weermag was, ons het 'n lang tikkie gehad, dan het jy 'n garingdraad omgedraai, 'n garingdraad om 'n muntstuk 3,5 keer, 3,5 keer presies. Jy plak hom by die 10 sent, plak jy met 'n sellotape, dan drop jy daai muntstuk, dat hy afval 3,5 lengtes af, en as hy 3,5 lengtes afval, dan kirr hy. In die oomblik as hy kirr, dan praat jy verniet, dan trek jy hom bietjie terug. Dan bel jy die nommer, en as jy hoor, hy soek geld, dan druk jy met af, en maak hy so, kirr, dan trek jy hom weer terug, en dan praat jy aan. En in die weermag in die aand het jy, ons het 'n tou gestaan, dan staan daar 200 manne voor jou. Nou vertel jy my, hoe lank vat dit as elke ou nou sy meisie wil bel? Hoe lank, wanneer vanaand is jy aan die beurt? Daar. En hulle het elke ou net sê 3 minute of 5 minute gegee. En jy moet sien as 'n troep ongeduldig raak, hoe slaan hy met sy vuis teen 'n telefoonhokkie, is die ander ou. Hulle slaan so teen hy telefoonhokkie, hy moet maar neersit, hy kan nie verder praat nie. Dan sy uit volgende een in. Dis 30 jaar terug hierdie. 40 jaar terug. En wat ons dit noem is, dis 'n exponential curve, 'n exponential, die ouens wat nou somme en al hierdie goed ken, weet daar's 'n groei wat hy plat is. So met ander woorde, in 2000 jaar plus was hierdie kurwe so. En toe begin hy in 'n telefoon inkom, Alexander Bell in die 1800s. Hierdie telefoon was vir 100 jaar daar gewees. Hierdie tipes, ons het handsentrales gehad, hy was daar. En nou begin hy ewe skielik groei. En die eerste wanneer die eerste telefoon uitgekom, ek onthou hier 'n ou in Bloemfontein een keer aangekom. Hy was 'n country sanger, Gene Rockwell in 1988. En hy stop een aand, ons het 'n so hotelletjie daar by die Nasionaal gehad. En hy stop daarso, en hy het 'n Mercedes kar, en in sy kar het hy 'n foon.
dit was 1988, wow, ek sou sê, ek was weggeblaas, maar kan jy bel? Nee, net in Gauteng, want dis net daar wat hulle sein het, die res van Suid-Afrika kan hy nie praat nie. Onthou julle in 92, toe begin selfone uitkom, en toe kry ons haar eerste Motorola bakstene, onthou julle hulle, nee, toe gaan ons na die Nokia toe kry jy die kleintjie, en ek het eendag, sal ek nie vergeet nie, die volgende ou bel my, en ek kan nie verstaan, nou sit jy contacts op en jy save, voor dit, want ek het nou weer 'n telefoonboek gesoek, ek kon nie jou telefoonboek van die Vrystaat in die hande kry nie, en ek probeer een soek, want ek wil gaan kyk waar my pa, waar hulle plaas, en hulle naam nog verskyn, jy kry nie meer 'n telefoonboek nie, as jy iemand gesoek het, was daar een manier, 'n skilbladsy of die telefoonboek, en as jy 'n Vrystaat een het, dan kan jy net hier bel, as jy Kaap het, dan moet jy navraag bel, en 'n vrou by ons, wat jare, 35 jaar by ons, haar man het by navraag gewerk, by Telkom se navraag, al wat hy gedoen het, jy daai 1011 gebel, dan sê hy navraag, dan sê hy, en dan help hy jou, en dan gee hy vir jou 'n nommer, dis hoe ons gehelp is, 1023, daar kom hy, sê ek 1011, 1023, jy het navraag gebel, en die oomblik as jy navraag in die hande kry, dan sê jy, hy het afgetree, as 'n persoon wat by die sentrale of by Telkom vir jare gewerk het, weet jy wat, hulle het nie skuld gehad nie, hy het by navraag gewerk, hy het medies gehad, hy het pensioen gehad, sy huis is betaal gewees, en hy het 'n klein salaris gehad, maar hy het oorleef, hy het alles gehad wat hy wou hê, en hy het daar gewerk, vandag kan dit nie meer so wees nie. Die geld, al die goed wat verander het, so ek wil julle net vat in tyd, en julle net deur hierdie tydlyne vat, om vir julle te wys, wat gebeur met 'n exponential curve, maar 'n exponential curve is iets wat, hy loop gelyk, en dan ewe skielik begin hy opgaan. So, die punt wat ek wil maak is, hierdie groei het so geraak, as ek dit kan in my Engels kan stel, iets unreversible. Hy is onomkeerbaar, hy kan nie, teen die spoed waarteen hy ry, jy al gesien as jy 'n voertuig teen 'n trok teen 'n afdraande los, daai groot trok wat begin, sy brieke gee in, teen 'n afdraande, die oomblik as die brieke ingee, is hy op hierdie spoed, maar hoe verder hy gaan, en hoe vinniger hy gaan, hoe meer momentum bou hy op. So ons is nou in hierdie tyd van hierdie momentum opbou, wat niks meer kan verander nie. Dan wil ek vir julle skrif lees in Petrus praat hy sê, dat 'n dag is soos 1000 jaar, wie weet, wie het al daai skrif gehoor, 'n dag is soos 1000 jaar, en dan sê hy, in 1000 jaar is soos 'n dag, en dan kom God en hy lê vir ons uit, hoe lank het die mensdom gekry, om hier op aarde te wees, so hy sê, hy het 6 dae gegee, om te arbei, en dan 1 dag rus, so, as hy 1 dag rus het, is 'n dag gelyk aan 1000 jaar, en dan kyk ons in Openbaring 20, ek gaan lees van vers 1 af, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand, and he laid upon him on the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1000 years. So ons kan sien dat Lucifer gaan vir 1000 jaar gebind word. So Jesus Christus gaan kom, en hy gaan sy koninkryk vir 1000 jaar, vir 1 dag, gaan hy hom kom oprig, 1000 jaar vrede. Dis hoekom in creation kry jy 6 dae, maar 1 dag is geheilig, en dis 1 dag wat daar vrede is. So 6000 jaar, is die verloop van Adam af, tot en met Jesus se koms. Dis die timeline, hy wys dit vir ons,
Ons moet dit net in die ons moet dit net in die simboliek, ons moet dit net kan verstaan en in die woord kan inlees. En dan sê hy vir ons die volgende. Hy gee vir ons in Genesis 6 vers 3. Gee vir ons nog 6 vers 3. Hy sê in Genesis 6 vers, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet the days shall be 120 years. Nou daar's maniere om hierdie in te lees in hierdie. Volgens een, fisiese 120 jaar wat die mens se ouderdom gaan wees. Dis die een deel van die interpretasie. Die ander sê, ja, maar van hierdie woord Noag dit ontvang het, was al 120 jaar en toe die vloed gekom. Maar toe Noag die woord ontvang het, was hy 500 jaar oud en toe die vloed kom, was hy 600 jaar oud. Jy kan dit in Genesis 5 lees en in Genesis 7. Maar as jy 120 jaar vat en jy vat 120 jubeljare. So 'n jubeljaar is 50 jaar. En jy vat 120 en jy maal hom met 50. Wat sê julle vinnige wiskunde vir julle? Hoeveel jaar is dit? 120 times 50. 6000 jaar. So God sê, my gees gaan nie altyd daar wees nie, maar vir 6000 jaar gaan my gees hover oor hierdie aarde. So as ons kyk na die tydlyn waarin ons is, dan wil ek julle iets wys. Hoeveel kalenders, wat se kalender, weet julle wat op watter kalender werk ons elke dag? Wat noem hulle daai kalender? Gregorian. Jy kan in die straat gaan vra, baie min mense weet eers is 'n Gregorian. Al wat hulle vir jou gaan sê is, okay, dis vandag soveelste Februarie. Dis al wat hulle weet. Waar die name vandaan kom, hoe hulle die besluit het, wat is Februarie, wat is February, wat is March, alles is daai, is Babyloniese name, wat gekry is. Maar ons kan nie op hierdie kalender werk nie. En dan is daar, in China is daar kalender, en in Hindoes het 'n kalender, en elke geloof het amper 'n kalender. En dan in Israel is daar hulle noem dit 'n Jewish calendar. En op hulle kalender, ek wil net vir julle wys, as julle op hierdie tydlyn, nie die lig en wat maak nie saak nie. As jy kyk, die tweede een van bo af, 13 Februarie 2026, sien julle hom? Tweede een van bo af, 13 Februarie 2026. Heel onder, dan staan daar Vrydag en hoe laat dit is, heel onder is daar 'n kalender wat ingebring is, wat hulle noem the Jewish calendar, en die Jode was in Babylon, en hulle het hierdie kalender aangeneem, en ons noem dit eintlik is 'n Pharisee of 'n Babylonian calendar. Hy werk rondom die son en die maan, en hy staan Shevat 26, en dan het hy 'n jaar since creation, 5786. Maar ons weet daar's 200 en iets jaar wat hulle gemis het, wat hulle nie getel het nie. En dan by die Dooie See, by Qumran, was daar 'n man gewees, en hy het 'n kleed gehad, wat baie harig was, en hy het locusts, hy het sprinkane geëet. En sy naam was John the Baptist. En hy het in 'n community gebly in Qumran, daar by die Dooie See. En saam met hom was daar 'n klomp disippels gewees van hom. En daai hele community het hulle gaan set apart, hulle het soontoe gegaan, want hulle wil nie deel gehad het aan die vals priesterdom wat in Jerusalem was nie. En hoekom ek julle hierdie sê en net vertel, as om net vir julle 'n agtergrond te gee van die kalender. En 'n dag het hy met sy disippels geloop, daar in die woestyn,
En in die verte het hy gesien, hier kom 'n persoon verbygestap of aangestap, en John het die volgende woorde geuiter. Hy sê, "There's the Lamb, the Son of God." En hy het 'n aankondiging gemaak. En Johannes die Doper was die een wat die Messias en Jesus Christus eerste herken het. Want in die Dooie See boekrolle, ek gaan dit nou verduidelik, in die Dooie See boekrolle, het hulle sekere profesieë gehad, wat hulle presies gesê het, wanneer die Messias die eerste keer gaan kom. En dan uit daai profesieë uit, het hulle nog profesieë gehad, hoe hy gaan sterf, hoe hulle hom gaan herken, en wanneer hy weer gaan kom die tweede keer. Nou ons kan sê, sê maar, hulle het hierdie goed geraai, of hulle het hierdie goed gewonder oor dit, maar as jy weet, daai manuskripte, het in 'n kleipot gelê, vir 2000 jaar, wat niemand by dit kon uitkom nie. In 1948, toe word 900 manuskripte in so 10-11 grotte ontdek, en hulle haal die manuskripte uit, en hulle begin hulle in boekvorm insit, en onder andere haal hulle die boek van Jesaja uit, in boekvorm, wat 2000 jaar daar lê. En God sê vir Jesaja in sy woord, hy sê, "My word will come and speak out of the dust." So akkuraat is God se woord. Hy sê, my woord gaan uit die stof uitroep. En in 1948, 2000 jaar later, kry hulle dit, en hulle maak die boek van Jesaja, die boekrolle oop, en hulle begin daai dele van, soos wat die boek, hierdie boekrol al uitmekaar uit is, begin die dele by mekaar sit, en hulle in die museum in Jerusalem, het hulle die hele manuskrip van Jesaja. Nou, om net vir julle idee te gee, 'n boek is nie 'n bladsy soos hier nie. 'n Boek word opgerol. So as jy Jesaja oprol, kan hy maklik van daai muur af, die langste manuskrip wat hulle gekry het, is 28 voet lank, van links na regs, wat hulle geskryf het, wat opgerol is, perkamentrolle. En in daai boek van Jesaja, kom die rabbis, en hulle vat 'n Hebreëse Bybel van 1948, en hulle vat 'n Hebreëse Bybel wat hulle in hulle hand het, en hulle vergelyk letter vir letter, en geen verskil nie. Nou, dit is die God wat ons dien. Dat daar niks verskil nie. En in daai selfde plek, het hulle hierdie predictions, hulle het hierdie profesieë gemaak, oor wat daar gebeur, en in hierdie profesieë ontdek hulle 20-30 jaar terug, ontdek hulle in die stof, onder die grond, nie diep nie, onder die grond, ontdek hulle hierdie is 'n replika van wat hulle ontdek. Nou as jy hom neersit, en die son skyn op hom, dan vorm hy 'n skaduwee, en dit was hulle kalender gewees, wat hulle tyd gehou het. En hierdie kalender was meer akkuraat as die Apple Watch aan jou arm vandag. En jy kan kyk, want die Apple Watch sê vir jou 13 Februarie. In hierdie kalender is Exodus 12 vers 1, en God sê, "This shall be the beginning of days." Nou, op hierdie kalender het hulle 'n tydlyn gehad, en hulle kalender se tydlyn het hulle op 360 dae gewerk. En daar's 'n manier hoe om die kalender uit te werk, en jy kan in Daniël ook kyk. Daniël se kalender is op 360 dae uitgewerk, en dan sit hulle die equinoxes, en hulle sit 4 dae by, en daar's 'n hele formule, maar ek wil nie daarin gaan nie. Al wat ek vir julle wil sê, op daai kalender, heel bo staan daar 'n lettertjie, Shevat 29, dis die dag in die maand, en langs hom staan daar 5950.
Nou as ons daai kyk, daar staan 5950, hoeveel is dit voordat dit 6000 is? 50 jaar. So, dit beteken 1 Jubilee before 6000, is ek reg? So wat ek vir julle probeer sê is, as Noah gesê het, 120 Jubilees, het jy gedink, jy sit vanoggend hier, en ons gaan, hulle het verlede jaar die 21ste Maart, het ons ingegaan, in die 120ste generasie. So ons is die laaste generasie, as jy gaan kyk na God se woord, en wat hy sê, en jy lees in dit in. Maar dan het daar iets baie interessant gebeur, en ek wil dit vir julle wys, ek gaan dit kry, ok, binne in hierdie grotte, het hulle 'n boekrol gekry. Onthou ons, die kanon, God se woord is 66 boeke. Dan het daar ekstra, die boek van Enoch, die boek van Jasher, die boek van die patriargs, die testamente. Ek wil net vir julle die volgende sê. Ek het nou die dag, op 'n woensdagoggend in die disippelskap, het ek het die testamente van die 12 seuns van Jakob, was ook in die grotte gewees. So elkeen wat gesê het, vir sy kinders, het hulle bymekaar geroep, Reuben, Gad, Simeon, Levi, Naphtali, Benjamin, Joseph, elkeen van die 12, soos wat ons hulle opnoem, het 'n testament gekry, hulle het elkeen se testament in die grotte gekry. In Benjamin se testament, 2500 jaar voordat Jesus Christus gekruisig word, verklaar die Messias gaan kom. Benjamin het vir sy kleinkinders gesê, vir sy kinders, that the Messiah will come and he will hang on a tree. Daai goed is nie uitgedink nie, hulle het dit gekry. Niemand het daai testamente gehad nie. Daai testamente was verberg in die grotte, om vir julle te wys hoe akkuraat was die profesie gewees, wat selfs uitgekom het. Ek het die boek van dit, en in deel van dit was daar 'n skrul, 'n boekrol, wat baie belangrik was. Hulle noem dit the Melchizedek. Hulle noem dit the sons of righteousness, die seuns van die lig. En dat die manne by die dooie see was geset apart. So daar's geen fout daarin, en as 'n groep as God het altyd gekom en met 'n remnant gewerk, dan het hulle begin eenkant sit en om te begin inbid in wat moet gebeur, of hulle te begin voorberei, soos wat by Qumran gebeur het nie. En in daai was daar 'n boek gewees met die naam, 'n boekrol, Melchizedek skril. En hiermee wil ek vir julle gou, ek gaan hom, miskien is dit klein, miskien ek gaan hom bietjie vergroot soos wat ek kan, dan gaan lees ek vir julle. En onthou, hulle het hom gaan lees in daai manuscript taal wat hulle geskryf het, en dan het hulle hom in Engels gaan skryf, en as hulle sien, maar hierdie staan in die woord, dan het hulle die woord in hakies gesit. So daai Bybel, daai vers was nie in die boekrol nie, dit was net aan een geskryf. Hulle het dit dan net om dit vir ons maklik te maak om te lees. En hulle sê, and concerning what the scripture says, hulle sê, in the year of Jubilee, you shall return every one of you to your property. Dit staan in Levitikus 25:13. And what is also written is the manner of the remission. Every creditor shall remit the claim that is held against a neighbor, not exacting it of a neighbor who is a member of the community, because Elohim's remission has proclaimed. Deuteronomy 15:12. So wat hier staan,
eintlik staan in Deuteronomium. So alles gaan terug en verwys na die woord toe. So dit staan nie net apart iets uit die lug uitgegryp nie, dit verwys na dit. Dan staan daar, the interpretation that it applies, dan staan daar, to the last days and concern the captives, just as Isaiah said, to proclaim the jubilee to the captives. Isaiah 61 verse 1. Hulle sê in die laaste dae gaan daar 'n proklamasie uitkom van hierdie jubeljaar. En Jesus het ook hierdie boek van Isaiah oopgemaak. In die jubeljaar het hy sy bediening aangekondig. So met 'n jubeljaar gaan hy moet terugkom om te oordeel. So die patroon is, hy begin dit met 'n jubeljaar, hy kom vervul hom met 'n jubeljaar. Maar in dit wat ek vir julle wil lees, en is by vers 5, whose teachers have hidden and kept secret even from the inheritance of Melchizedek, and they are the inheritance of Melchizedek. Weet ons dat Jesus Christus is the high priest of Melchizedek. Stem julle saam? Hebreërs sê dit. So wie is dan die inheritance of Melchizedek? Wedergebore, geesvervulde kinders van hom. So ek en jy is inheritance, en jy inherit, jy kan enter, maar dis nie te sê jy gaan inherit nie. Almal wat enter in hierdie land is nie inherit nie, het nie eiendom in die land nie. So you can enter, but there's a difference to inherit into this kingdom. En dan sê hy in vers 5, and those teachers have been hidden and kept secret, even in the inheritance of Melchizedek, and they are the inheritance of Melchizedek. Vers 6, who will return them to what is rightfully theirs. Ons gaan terugeis dit wat die vyand gesteel het, and he will proclaim to them the jubilee, thereby releasing to them the debt of all their sins. Hy gaan al hulle sondes kom afskryf. Hierdie hoëpriester. The word will come in the first week of the jubilee period following the 9 jubilees. So wat hy eintlik vir ons sê, dat die eerste keer wat hy gaan kom om ons te kom haal, gaan na die 9de jubeljaar, met ander woorde, 9 maal 5 is 450 weke. So ons is in hierdie week wat hy sê, hy gaan terugkom. Hy sê nie hy gaan aan die einde van die jubeljaar terugkom nie. Hy sê hy gaan aan die begin van die 10de, aan die einde van die 9de en die begin van die 10de. Al klink dit moeilik, verstaan net wat ek vir julle probeer sê, is die volgende. Die koms van Jesus gaan nie in die einde van daai tyd wees, hy gaan in die begin van die 10de jubilee wees, want dan sê hy net daarna vir ons, this word will come in the first week of the jubilee period following the 9 jubilee periods. Then the day of atonement shall follow at the end of the 10th jubilee. So die dag van oordeel gaan kom op die 6000 jaar, maar die wegraping wanneer hy sy bruid gaan kom haal, gaan wees voor die tyd. Ons leef nou, en I'm not a date setter. Ek gaan nie daai speletjie speel wat hulle verlede jaar op die 23 September probeer speel het nie, maar al wat ek vir julle sê, en vanoggend, daar's goeie nuus op pad vir ons. En dit is waarmee ek wil afsluit. En ek het hierdie al baie gelees, maar ek sê dit nou vir julle, manne, daar's een plek om in te wees, is om by Jesus se voete te wees. Dis nie nou tyd om hide and seek te speel nie. Wegkruipertjie. Kil jou hier, kil jou daar, ek is nie meer hier nie. Of weg te bly nie.
Dis tyd wanneer jy voel, jy moet inbeweeg, maar wanneer jou siel vir jou sê, ek is nou te moeg, ek kan nie en ek kan nie nader nie, ek kan nie woord lees nie, ek kan nie Bybel lees nie, ek wil nie nader beweeg nie, ek voel die verdrukking. Kom ek sê vir julle, 20 jaar terug, toe die eerste Mighty Mens gebeur het, was dit baie ligter. Ek het dit al gesê en ek gaan dit weer sê. Baie makliker vir die manne. Was 'n joyride geweest. Almal klim in hulle bakkies en hier's hulle op. Greytown toe. 250,000 bymekaar gemaak. Nou slaan back and close hier Suid-Afrika. My vraag is, waar's daai manne? Hoekom is ons nie op die gebedsaltaar om te bid nie? Waar's 250,000? Waar's 400,000 manne? Wie roep gebed? Wie roep dit uit? Want hoekom gebeur dit? Want dit is moeilik om in te beweeg, as jy nie by Jesus se voete is nie. As jy in die vlees is, gaan jy nie inkom nie. You have to lay down your life. You have to die daily. You have to crucify the flesh, not once a week, every moment. Jy kom nou by die huis, en Dario het altyd gesê, dan het die hond het die kat gebyt, en die kat het haar gestrip, en sy het die budgie gevang, en jou vrou is op jou. So dis omstandighede en goed wat gebeur, wat jy nie altyd, dan dink jy, yes, maar vandag het sy met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan. No, it's the time that we are living in. You have to sacrifice. Jy moet neerlê. Hy sê, arise, shine, for the light is come, and so that the glory of the Lord is risen upon you. Jy sien, daai woord glory is anders as anointing. Dis iets groot wat op pad is. Maar om in dit in te gaan, moet jy 'n prys betaal, of moet jy op 'n altaar kom lê, soos wat ons besig is om te doen. En ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie. Jy kan vir ander en wil jy hulle vra, en vir dit vat in jou vlees. Jy kan dit nie in jou eie krag uit doen nie. Partykeer as jy hier is en jy weet, as jy weet, dit gaan taai wees, dan weet jy die vlees is nog te sterk in jou. Maar die oomblik as jy begin joyful raak en sê, yes, ek wil inkom, dan weet jy dit begin afkap, daai deel van die vlees wat nie daar moet wees nie. Hy sê, for behold, the darkness shall cover the earth. Nou, in dit wys ek vir julle, the darkness, sien julle daar, the darkness shall cover the earth. Die glorie van God kom nie uit die lig uit nie, hy kom uit thick darkness uit. Ons moet opgewonde raak oor die tye wat ons sien. Daar's geen generasie wat al hierdie goed gesien het nie. Ek het julle gesê, van die musiek af, alles wat in 40 jaar, die karre, die tegnologie, die selfone, die inligting, op jou foon in jou sak, is meer inligting as wat in hierdie Sasol biblioteek is, wat honderde tonne weeg, se boeke. Al daai boeke daar, se inligting, is minder as die inligting wat in jou sak is. As ek 40 jaar vir jou gesê het, al daai boeke daar, gaan sê vir 'n student 40 jaar terug, gaan terug in tyd, hy's besig om te swat, en sê vir hom, jy mors jou tyd, stap nou in 1980, is 'n ou ingestap het by hierdie bib, ouens wat daar geswat het, en daar stap 'n mannetjie in, hy sê, hoekom swat julle hier? Is alles op jou foon? Wat sou hulle gesê het? Daai manne sê jou uitgejaag het. So in this, I just want to show you this picture, the last thing. So in dit alles het hulle gekom, daar's 'n karakter met die naam van Elon Musk, en hy's in Suid-Afrika gebore, en daar's 20,000 satelliete. Nou kom ons in die arms in die voete van yster en klei. So lyk die aarde, die orbit, as daar 20,000 satelliete is. En as julle wil sien waar jy op pad is, waarvoor hy aansoek gedoen het,
moet ek vir julle hierdie wys. SpaceX applies to launch 1 million satellites, nou 2-3 dae terug, to launch 1 million satellites in orbit, om 1 miljoen satelliete in die aarde te stuur. So this we called the mark of the beast. As julle wil weet hoe lyk die merk van die dier, this is the tracking system. Hy sê, die mark of the beast is 'n merk wat jy in jou voorkop en jou voorarm het, maar as hy jou nie gaan optel nie, as hy nie gekonnekteer is aan iets nie, dan is dit senseless. Dan is dit net 'n metaal apparaat wat in jou ingeplant is. Maar die oomblik as hy geaktiveer is, gaan trek hy 'n Khoisan mannetjie daaronder in die Kalahari onder 'n boom uit. En hy weet wat hy doen. So jy kan nie van hierdie wegkruip nie. Hoekom sê ek so? Want 'n miljoen orbits, ek het nou vir julle gewys, daar's 100,000. Nee, 20,000. Net om julle 'n idee te gee, 'n miljoen orbits gaan so lyk. En die probleem is, ek het 'n paar images gekry en ek moet vir julle, die night sky gaan so lyk vir jou. Dit wat God geskaap het en wat ons nog altyd misgekyk het, as ons uitgaan in die aand, hoeveel keer kyk jy op in die aand en sê, kom ons kyk na die sterre. Kom ons ervaar net God se skepping, wat hy daar buite gestel het. Party oggende, as ek hier inkom en is donker, kyk ek op en ek kyk na die sterre, ek het 'n sterre app en ek verwonder my net in hierdie Psalm 19. En jy sien, ons gaan dit begin raak sien wat ons gemis het, as dit so begin lyk. Want die probleem sê hulle wat dit is, dit gaan eerstens, alle diere lewe in die see gaan dit begin beïnvloed. Al hierdie soogdiere, die walvisse wat 5,000, 10,000 kilometer trek, hulle het radar systems, devices, ingebou deur die skepper van die hemel en die aarde, om hulle te help en hulle te guide, as dit in die donker in die aand is. Nou gaan alles verlig word. This will have a huge influence on the whole ecosystem in the world. Die migration, alles wat daar gebeur, wat hulle die tracking devices aan is, alles wat gaan gebeur met die plantlewe en die dierelewe, alles daar. Ek sê nie dit gaan nou toe gaan, maar iewers het hy in sy mind gehad. So in sy mind, manne, hierdie prentjies en die goed kom by mekaar. En in dit wil ek julle moet julle hierdie wys. Nou Elon Musk se ma het hulle genoem. Haar naam is May, ek dink as jy dit so kan uitspreek, ek is nie seker nie. May Musk. Sy is in Kanada gebore in 1948. Haar pa was 'n chiropractor. En hy was in die gevangenis in Kanada, wat hy teen die Kanadese regering opgestaan, en hierdie kan jy, die artikels kan jy dit lees. Ek gaan net vir julle lees. Joshua Norman Heldman, November 1902 gebore, 1974 is hy oorlede. He is a Canadian South African chiropractor. So toe hy Kanada uitgegooi is, toe kom hy Pretoria toe. En hy kom praktiseer hier, en hy kom staan vir apartheid in die apartheidstyd. En in daai tyd, sê hulle, he became involved in Canadian politics, backing the technocracy, wat is daai technocracy movement. Ons sien dit wat Elon Musk vandag doen, wat besig is om in vervulling te gaan,
kom deur sy generational line, van sy pa se kant, van sy ma se kant af. En dis hoe bloedlyne loop. As jy die bloedlyne afgesny het van jou voorgeslagte, en jy begin Jesus Christus aanbid, en jou kinders sien dit raak, gaan hulle hom ook volg. So dis die tyd waarin ons wil leef. Ons het gehoop vir sy koms, maar ons moet dit sien voor ons gebeur. En Elon Musk is besig om al hierdie goed in plek te bring, en hierdie influencer in sy lewe was sy oupa wat hy nie geken het nie. Hy was in 'n vliegtuigongeluk oorlede, hy het sy eie vliegtuig gehad in Pretoria, hy het in hierdie elektriese pale vasgevlieg met sy vliegtuig, en toe sy in 1974, toe sy oorlede, maar net om julle 'n idee te gee. Manne, these are the days of Noah. These are the days of Noah. These are the days that we are living in. So wat ek vir julle sê, niemand anders, hierdie wat ons wag vir goosebumps en watse bumps en goed wat moet gebeur, no, the Spirit is in you. You have to open your Bible, you have to open the Word, you have to study, julle moet oopmaak. Wanneer niemand na jou kyk nie, dis wanneer jy moet begin loof en prys. Ek kyk na 'n man soos Prophet Elizai, hy wag nie net vir Sondagoggend 'n brei goue teks voor en dan skryf goue 'n bietjie 'n paar lyne neer en dan begin hy sê, okay, Sondagoggend is nou tyd, ons gaan nou in die kerk, ons gaan gou worship, prys en worship vir 'n uur nie. Ek sê vir julle, hy spandeer meer tyd in sy binnekamer as wat hy spandeer in die gemeente om hulle te bedien. Want dit wat jy uitvloei uit jou uit, kom uit wat in jou binnekamer gebeur. Wanneer jy ry van A na B, wanneer jy beweeg van B na C, wanneer hierdie manne op travel gaan, begin hulle al vir die Heilige Gees, ons gaan nou vanoggend vir hulle bid. So ek dink Richie kom, ons gaan afsluit, as Richie hierson. Bella, kom julle, kom ons bid vir julle. Manne, kom ons bid vir hulle. Hulle gaan Durban toe. Jy sien, as daar 'n tyd is om die evangelie dis altyd die tyd, maar as daar 'n tyd is om dit te doen, om dit nie oor te staan nie, en om die evangelie te verkondig van Jesus Christus, en dat hy is op pad en sy koms is voor die deur, dan is daai tyd nou. So kom ons staan op, ons bid saam. Kurubushito rubushiti ribotu rubushita rabata. Rikutu rubushito rubutu rubutu. Father, we praise your mighty name. Father, we lift them up before your name of mercy and grace. Thank you, Lord Jesus, for the evangelist team that is leaving their family and their children behind. Father, I pray the blood of Jesus Christ right now over their family, their wives, and their mothers and their fathers and everyone connected to them, over their children. Father, I pray now that we will send them out from this place, that we will send them out from the gate in House of Bread. We are sending them out, the evangelists. Father, I'm sending out Wilbur, Richie and Shaul. I'm sending out Shaul, Richie and Wilbur, each one of them under the protection of the Holy Spirit. Father, I pray the blood of Jesus Christ over them right now, the angels around them. Father, I pray even where they are traveling right now from here and to Durban, to KwaZulu-Natal, to be at the right place at the right time, that they will stop at the right place at the right time. Holy Spirit, I pray that you will guide them, that you will lead them, that you will look after them. Father, I release Psalm 91, the angels over them, your wall of fire around them. Father, I pray that you will put your word as a double-edged sword in their mouths. Father, I pray now that they will take the authority and minister the word in the authority of Jesus Christ as we are sending them
out from this place right now. Father, I pray now for their accommodation. I pray for favor upon the places where they will minister. I will pray, Father, even for favor unto their ministry account, that you will look after them, Lord. We are not dependable upon men, but Lord, you are working through us to come and sow into this. This is a good harvest place to come and sow. But Father, I pray even on the YouTube channel where they preach, that people from the outside will just come and sow money into their account also. Thank you, Lord. Father, I pray, but most of all, Father, we pray now for the souls, that you will send them to the right people at the right time, so that each and every one of them that will hear the word of Jesus Christ will come to a place of repentance. Because tomorrow is too late. We cannot wait for tomorrow. Today is the day of salvation. And we give you all the praise. I give you all the glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Lord and Messiah. Thank you, Lord. Send them out under the apostolic, thank you, Lord, Jesus Christ as our chief apostle from this gate, in the name of Yeshua. Amen and amen. Hallelujah. So manne, wat ons gaan doen, ons gaan die offering opneem. It's not about the amount of the offering, it's about faithfulness. Rubushi baribotso robuturubushita. Ribotso robuturubushi baribo. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Julle weet, daar's 'n liedjie, kom sommer net in my hart op. Ek sê nie ons gaan hom nou sing nie, maar kom net in my hart op. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dis iets wat jy moet vasmaak in jou. Soos wat Daniel gekom het, toe sê hulle vir hom, nee, gaan eet van hierdie kosse en eet van daai. En hy sê, they have decided, hulle het op 'n plek gekom wat hulle besluit het, ons gaan nie in Babylon, ons gaan nie van hierdie kos eet nie. So Vader, baie dankie vir hierdie saad van vanoggend. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, vir u genade. Ons lig hierdie mandjie op voor die troon van genade en ons wyf hierdie offer voor die troon. As a wave offering, we bring it before your throne of mercy and grace and peace in the mighty name of Jesus Christ, Lord the Messiah. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavelecha Viuchaneka. Yesa Adonai Panavelecha. Yevashem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance to you and give you his shalom. Shalom. Amen. Amen. Hallelujah. Dankie Richie. Genade is dit. Praise him. Praise his name. Hallelujah. Ons loof u Heer. Wanneer is communion? Communion. Hy wat ons bewaar. Orobo sibaribo chorobondo.